Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 15 April, die grootste oortreding. Stel jou voor, jy is een van die 12 disippels. Jy reis saam met Jesus, eet saam met Jesus, oornag saam met Jesus en leer direk by hom, na mate hy talle lewens, insluitend jou eie, transformeer. Almal drom om hom saam en wil hom sien. So kom jy tot die besef hoe spesiaal jou roeping is. Hoe spesiaal dit is dat hy jou gevra het om een van sy 12 boesemvriende te wees. In 'n stadium ontstaan die vraag, watter een van julle is nou eintlik Jesus se bobaas disipel? Lees Lukas 22 vers 24 tot 27. Let op die meningsverskil rakende grootsheid wat onder die disippels ontstaan het. Wat was Jesus se siening in die verband? Watter van Jesus se woorde som sy leer hieroor besonder gepas op? Ons lees Lukas 22 vers 24 tot 27. En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie. Maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is, soos een wat dien. Want wie is groter, die een wat aan tafel is, of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie, maar ek is onder julle soos een wat dien. Lukas 22 vers 24 tot 27. In daardie stadium was die disippels al vir 'n geruime tyd, dag en nag, saam met Jesus. So mense is nie eintlik sulke redekwalings by hulle te verwagte nie. Tog is dit presies wat gebeur het. Is die disippels tevrede met die belangrike feit dat hulle wel geroepe is? Allermins, trotsheid neem oor. Elkeen meen dat hy in een of ander opsig beter is as die res. Dit is so maklik om toe te laat dat sulke gedagtes die oorhand kry. Let egter op Ellen G. White se vermaning in die verband in Christ's Object Lessons, bladsy 154. Niks is so aanstootlik vir God of so gevaarlik vir die mens se ewige lot as trotsheid en selfgenoegsaamheid nie. Van alle sondes is dit die mees onherstelbare, die mees ongeneeslike soort. Ellen G. White, Christ's Object Lessons, bladsy 154. Ons moenie die erns van hierdie saak onderskat nie. Hierdie trotsheid wat ons het, is wat God die meeste aanstoot gee. Om alles te kroon, is dit 'n moeilike oorkombare karaktergebrek, omdat ons daarteen blind staar. Hierdie toestand van selfgenoegsaamheid waarin ons verkeer, maak dat ons wye draaie om selfondersoek loop, want vir die eie ek moet trotsheid immers septer swaai. Ons moet egter tot inkeer kom. Ons moet ons harte ondersoek. Deur gebed moet die skille van ons oë afval, sodat ons ware toestand kan raak sien, aangesien trotsheid waarskynlik die groot rede is waarom die eie tydse gelowige dikwels nie 'n hegte band met God het nie. Sodra jy tot die besef gekom het dat trotsheid en selfsug slegs deur die Here uit jou innerlike verwyder kan word, kan jy stil raak en die volgende gebed bid. Ons lees en sluit af met die volgende aanhaling uit Christ's Object Lessons, bladsy 159. Heer, neem my hart, want ek self kan dit nie gee nie, dit behoort aan U. Hou dit rein, want ek self kan dit nie rein hou nie. Red my ten spyte van wie en wat ek is, ten spyte van die swakke en selfsugtige eie ek wat ek het. Vorm my en maak my, voer my na die hoogste spitse van edelheid en heiligheid, na plekke waar die water van U liefde soos riviere deur my innerlike kan stroom. Ellen G. White, Christ's Object Lessons, bladsy 159.